Die seekoei, die katvis en die krokodil. Ja, so hoor hier, nee. Eendag lank gelede, maar soos regtig lank gelede, nee, soos in die oerdae, nog voor mense 'n ding was daar hierdie droogte, broer. Daar was groot ouens toe, hoor, soos tyrannosaurusse en so aan. Maar ag, shame, hulle kon nie lekker aanpas nie, man. En wat soos 'n oogwink gevoel het, was hulle weg. Regte aanpas of sterf vibe. Dit was vreeslik warm en ondraaglik droog in die vlei. En die katvis was nie 'n baie merkwaardige wese in daardie dae nie. Die water het begin om te verdwyn en hy moes dringend vars water vind. Daar was hy, sukkelend oor die droë, gekraakte aarde. Daar is eerlikwaar niks meer neerhalend as 'n vis op droë grond nie. En so het hy homself gesleep oor die brandende grond. So, broer, hy was basies besig om in 'n reisende bokkom te verander. Hy kon maar net bid dat daar niks roofdiere rondgewag het om hom te jag nie. En weet jy, roofdiere is nie 'n nuwe ding nie, hoor. Hulle was selfs destyds daar. Pterodactyle, soos vleiende handsakke met handvatsels. Hierdie groot, lelike goed. Ewe skielik het hy tot stilstand gekom. Uiters uitgeput, met geen krag oor nie. Ja, nee, kyk, geen Ozempic om jou toe te help nie, hoor. Daar het hy op die sand gelê, op die rand van die dood, toe daar skielik, heel merkwaardig, iets van bo afval. 'n groot, stomende, proteïenryke massa het reg voor hom geland. Toe hy opkyk, sien hy 2 enorme bene en net bo hulle Was die grootste agterend wat jy al ooit gesien het, chom. Die seekoei het daai ding net daar geplant. Pff. Katvis, kyk links, kyk regs. Begin skelm happies vat. Sjoe, sommer onmiddellik energie. Volgende ding, boem, hy's oorkant, vind water. Hy het dit gemaak. 'n paar jaar later het die lewe weer gestabiliseer. Maar die katvis het nooit vergeet hoe die seekoei se onverwagse geskenk hom gered het nie. Hy het ook nie vergeet hoe om oor land te beweeg nie. Soos jy weet, tref droogtes gereeld in Afrika. Eendag, terwyl hy na aan die water se oppervlak was, het hy weer die seekoei gewaar, buite in die skroeiende son. Dis nou die ding van seekoeie, bro. Gras. En gras groei nie onder bome nie. So die arme wese het in die son gestaan, duidelik in lyding. Mens kon omtrent nie sien, nee, weer gaan? Ja. So die arme wese het in die son gestaan, duidelik in lyding. Mens kon omtrent sien hoe die hitte sy vel uitbrand. In daardie dae het seekoeie nie in water gebly nie. Hulle het op die land gewoon, waar hulle kos was. So katvis het gesê, "Hey, my chom, hoekom staan en sukkel jy daar buite, hè? Kom hier na die water, man." Die seekoei het gehuiwer, duidelik onseker. Hy het gesê, "Jy sal dryf, bra. Jy's gebou daarvoor. Kom, klim in." Die seekoei het versigtig gevra, "Is jy doodseker?" "Ja, natuurlik. Dis cool hier so. Jy's mal om daar buite te bly, my ou." "Maar ek sal nie kan eet nie," het die seekoei geantwoord. "Eet dan in die hand, bra. Kom, klim in." En net so, sonder enige subtiliteit, wat tipies is vir sy soort, het die seekoei getel. 1, 2, 3, en daar spring hy in die rivier. In dieselfde oomblik het 'n krokodil stroom afgeswem. Nou kyk, daai tyd was krokke anders, hoor. Lang bene, lank in lengte, soos behoorlike regop wesens. Redelik wakker en energiek. Ongelukkig het seekoei direk bo op hom geland. Wap, 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 ja, nogals. Met aansienlike moeite het die krokodil dit reg gekry om homself te bevry, alhoewel hy duidelik korter was as voorheen. Intussen het die seekoei gedryf en die koel water was vir hom 'n verskriklike groot verligting. En katvis is nou in 7de hemel, hoor.
want nou dryf sy voorraad net daar, in die water. Hy word groter, vinniger, alhoewel die kouery nog steeds 'n pyn is. Geen tande nie, man. En so was beide wesens tevrede. Die seekoei het snags gewy en die hitte van die dag spandeer in die water. Die krokodil was egter nie. Hy was besig om te verswak, fisies saamgepers, sou 'n mens kon sê. Met sy nuwe rivierbedding maatjie het hy heeltemal plat geword. Dit was verskriklik onbevredigend. Hy het probeer om God aan te spreek, maar dis natuurlik nie altyd so eenvoudig nie. Uiteindelik het hy daarin geslaag om 'n boodskap te stuur. Jy moet aandag gee aan hierdie situasie. Daar's amper niks van my oor nie. Verstaanbaar het seekoei bekommerd geword. Maar Katvis het gesê, moenie stres nie, my chom. Wanneer God kom, sal jy hom hoor. Groot geraas, pow, donderweer, die hele storie. Kyk net, hy sal jou nooit vind nie. En so waar, toe God arriveer met 'n groot skouspel, het die seekoei in die water geduik en daar bly wegkruip. God, wie besig was met belangriker sake, het nie toe die kwessie verder ondersoek nie. Tyd gaan verby. Die krokodil het nog platter geword. Die katvis het floreer. Maar die Katvis het 'n probleem gehad. Daardie groot, drywende pastye was nie maklik om te beheer nie. So, hy het 'n plan gemaak. Hy het die seekoei aangeraai om hulle met sy stert op te chop, om opsporing te vermy. Swaai net jou stert, chom, probleem opgelos. En tot vandag toe hou daardie gedrag steeds aan. Die seekoei het uiteindelik besef dat hy ook vis kan eet, wat natuurlik sy situasie aansienlik verbeter het. En hierdie, soos jy kan dink, het die krokodil verskriklik kwaad gemaak. Nou het hy niks lengte nie en niks kos nie. Weereens het hy 'n boodskap aan God gestuur. En na 'n redelike lang wag het God teruggekom. Die seekoei het probeer wegkruip, maar hierdie keer het die saak anders verloop. God het 'n nuwe visie geskep, 'n diervis, Pragtig in voorkoms. maar vol grate. Die seekoei het dit dadelik ingesluk en begin verstik. Toe spreek God hom aan. Ons sal 'n ooreenkoms moet bereik. Die seekoei, gestres, het saamgestem. Jy sal nie vis eet nie. Jy sal snags van die land afleef en jy sal nie die krokodil skade aandoen nie. Die seekoei het ingestem. Tog sal die visgraat daar bly, 'n permanente herinnering. En nou, selfs vandag, wanneer 'n seekoei sy mond waawyd oopmaak, is dit nie net 'n gaap nie. Dit is om te onthou en om vir God te wys. Kyk, niks vis.